Here onse Vader, ons dankie vir die wonderlike oomblikke wat ons kon beleef saam met hierdie families. Baie dankie dat ons kan weet, saam met hierdie mense, saam met hierdie gesinnetjies, is ons deel van u koninkryk en van u kerk. Dankie dat ons weet, verseker weet, ons behoort aan u. U het dit self gesê, u trek het nooit terug nie. U het ons name geskryf in die boek van die lewe van die lam, en niemand kan dit uitwis nie. Ons dankie daarvoor. Here, ons is 'n deel van 'n stikkende wêreld. Baie, baie stikkend en hartseer. Ons dink ook aan die mense in ons gemeente wat baie ernstige probleme het met siekte en swaar kry. Ons bid ook vir hulle. Maar ons dink ook aan ons land en aan die wêreld, wat net lyk asof dit al hoe groter chaos en ellende word. Dankie dat ons te midde van dit alles kan opkyk, en soos Johannes in Openbaring vir u op die troon kan sien sit, dat u nog regeer, dat u nog ons Here is, dat ons nog aan u kan behoort. Ons dankie daarvoor. En ons gebed is dat u ons sal help om ook hierdie deel van die woord wat ons nou gaan lees, ons eie te maak. Hierdie wonderlike sekerheid, u is by ons. Ons prys u daarvoor. Amen. 2 Korintiërs 13, ons lees vanaf vers 5. Stel julle self op die proef, en ondersoek julle self of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? So nie? Het julle die toets nie deurstaan nie? Ek hoop dan julle weet dat ons wel die toets deurstaan het. Ons bid God dat julle niks verkeerds doen nie. Dit bid ons nie dat dit as bewys moet dien dat ons die toets deurstaan het nie. Ons wil hê dat julle die goeie doen, selfs al sou dit lyk asof ons die toets nie deurstaan het nie. Ons vermag niks teen die waarheid van God nie, maar wel alles vir die waarheid. Ons is dus bly as ons swak is, en as julle maar sterk is. Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid. Daarom skryf ek hierdie dinge terwyl ek nog van julle al weg is, want wanneer ek kom wil ek nie met die gesag wat die Here aan my gegee het, streng teen julle optree nie. Met die gesag moet ek opbou, nie afbreek nie. Verder broers, wees bly, streef na die geestelike volwassenheid, aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede, en die God van liefde en vrede sal by julle wees. Groet mekaar met die soen van Christelike broederskap. Almal wat aan die Here behoort, stuur vir julle groete. En dan ons teksvers, baie bekende woorde. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle almal wees. Ons gaan daardie woorde, gaan ons boodskap wees, 2 Korintiërs 13, vers 13. Natuurlik die 3 groot woorde, genade, liefde en gemeenskap. Kan ek so 'n bietjie, so 'n tong in die kies sê, dalk is daar een moment in die erediens, wat ons glad nie hoor nie. Want ons soek ons Bybels en ons soek ons brille, en ons maak die kinders by mekaar, en die diens is toch nou uiteindelik klaar, ons kan nou huis toe gaan. Ek bedoel die seën aan die einde. Die tweede ding wat ek vooraf so met groot erns wil sê, hierdie was nou soms so in ligte trant. Baie keer, nou met die Pinkster bidure, het een van die besoekende dominees, het ek gehoor, hy sê dit ook so, partykeer glip ons met die tong, en dan sê ons, mag die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Dis nie wat hier staan nie. Dis nie 'n mag wens nie. Mag dit wees nie.
Dit is so. Daarom sing ons aan die einde, Amen. En wat beteken Amen? Nie mag nie. Amen beteken, dit is so. Ferdinand Deist, wonderlike theoloog, wat baie vroeg oorlede is, het in 'n boek 'n wonderlike ding geskryf. Hy praat daarvan woordinflasie. Nou, inflasie is 'n woord wat ons nou baie goed ken, nou baie goed van weet. Hy sê, woordinflasie beteken dat ons woorde so baie hoor, dat die betekenis daarvan verlore gaan. Dit word oorbekend, deurgesluit, leeg. Ons vra nie meer, wat lê agter hierdie woorde nie. Genade is natuurlik een van hulle. Daarby wil ek ook sommer sê, ons kan natuurlik so maklik met woorde speel. In Spreuke 18 vers 21 sê, die tong het mag oor dood en lewe. Jakobus 3 sê, jou tong is soos 'n vuur, 'n klein vuurtjie wat 'n reuse brand kan veroorsaak. Weet jy, ons dink vreeslik maklik, as jy nou iets verkeerd gesê het, veral ook teenoor iemand anders 'n lelike ding gesê het, dan kan ek maar net sê, weet jy, ek is jammer. Ek het dit gesê. Maar wat ons nie besef nie, is woorde is nie net sommer goed wat uit my mond uitkom en in die lug verdwyn nie. Woorde skep 'n werklikheid. As ek 'n lelike ding sê, het daar 'n lelike ding tot stand gekom, wat baie moeilik is om tot nie te maak. Daarom, wees versigtig met jou woorde. Maar hoor weer vanoggend, ten spyte van die woordinflasie, hoor vanoggend weer 'n keer hierdie woorde, 3 woorde. En belangrik, vat dit vir jouself. Dis nie ek wat dit vir jou sê nie. Dis God wat dit sê. En dit skep 'n werklikheid in jou lewe. Jy kan aan die einde van hierdie diens hier uitgaan en deur die hele week dit soos 'n refrein hoor. Genade, liefde, gemeenskap. Want kyk, broers en susters, wat Paulus gedoen het gesien in die stukkie wat ons gelees het, hy het baie probleme met die gemeente gehad. Kyk, Korinthe gemeente was 'n gemeente wat omtrent gespesialiseer het in sonde, en goed wat verkeerd is. As jy dit gaan lees, sal jy dit sien. Hy het sy apostelskap in twyfel getrek, en gesê, hy is nie regtig 'n apostel. En wat doen hy? Hy praat met hulle daaroor, helder en duidelike regheid. Maar dan sluit hy af met woorde van seën, met salf, met help. Kan ek dit 'n oombliekie op myself en op elkeen van ons van toepassing maak? God sou vanoggend, net toe ons die selfondersoek gedoen het, God kan vanoggend 'n vinger druk op 'n ding in jou lewe. Ekskuus dat ek met die vinger wys, my ma het by die heel eerste keer wat ek 'n diens gelei wat sy by was en ek met die vinger wys, toe kry ek 'n skrobering agterna. So ek sit my hand agter my rug. God kan vanmôre vir jou iets wys wat verkeerd is, wat reggemaak moet word. Maar hy veroordeel jou nie, want sy genade is te groot. Sy genade is ons te groot. Kyk 'n bietjie na die woordjie genade. Weet jy waar sien ek genade op sy wonderlikste manier geïllustreer? Aan die kruis. Die een man aan die kruis wat sê, dink aan my as u in u koninkryk kom. En wat sê Jesus vir hom? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat kon Jesus gesê het? Wag 'n bietjie.
Stop dit nou eers. Daar's 'n paar goed wat ons eers moet uitsorteer. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. 'n Man aan die kruis, wat op die aarde niks het, waarop hy kan roem nie. Hy het van sy lewe 'n gemors gemaak. 'n Pragtige ander voorbeeld is die verhaal in Handelinge 16. Paulus en Silas, jy ken die verhaal. Paulus en Silas is in die tronk opgesluit, onregverdig, onverhoor. En die nag word hulle in die middelste deel van die gevangenis vasgebind aan blokke. Wat doen hulle daar die nag? Sit hulle in kerm en kla oor die onreg en vloek en gaan te kere. Hulle sing lofliedere. En die tronkdeure gaan oop. En wat sê die bewaarder vir Paulus? Wat moet ek doen om die ewige lewe te verdien? Wat moet ek doen om dit te verkry? En wat antwoord Jesus? Of wat antwoord Paulus? Hy sê nie, stop het. Jy weet ook iets van die reg af. Ons gaan 'n bietjie gesels hieroor. Daar's 'n paar dinge wat ons moet uitklaar rondom wat jy al in jou lewe verkeerd gedoen het, veral hier in die gevangenis en sommer vanaand nog toe jy my toegesluit het. Dis nie wat Paulus sê. Paulus sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Hoor jy dit, broers en susters? Kan ek dit maar weer 'n keer sê? Ons sê dit soveel keer. Genade beteken, ek is gered sonder verdienste. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof. Nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. Hy het die inisiatief geneem. Hy het na my toe gekom. Hy het vir my al kom sê, toe ek 'n klein babietjie was, in die kerkie daar in Olifantshoek in die Noord-Kaap, met my pa en my ma wat my vashou, het God vir my gesê, jy is myne. En niemand kan dit verander nie. Dis genade. En hoe kan hy dit vir my sê? Omdat my verlossing volkome verdien is aan die kruis. Sy geregtigheid word vir my toegereken. Ek hoef niks te verdien om 'n kind van God te word nie, want ek kan nie. Dis totaal 'n geskenk. En hierdie genade is 'n voortgaande genade. Elke dag. Hy's nog steeds by my. Selfs as ek sonde doen. Selfs as ek dwaal. Selfs as ek 'n bietjie van hom vergeet. Vergeet hy nie vir my nie. Want soos hy in die gelykenis van die verlore seun, kyk die pa by die venster uit. Hy wag vir die seun om terug te kom. En daarom eindig die erediens. Aan die einde van die erediens sê God vir ons, my genade gaan saam met jou. Daarom hou ons, ek weet nie of jy al dalk daaraan gedink het nie, daarom is dit wonderlik dat ons op 'n Sondag kerk toe kom. Sondag is mos die eerste dag van die week. Ons kom die kerk toe aan die einde van die week, sodat ons aan die einde van die week eers al die sondes kan kom uitsorteer, en dan by God kan hoor, kan ons nou aangaan. Ons hou op 'n Sondag kerk, op die opstandingsdag, en op hierdie opstandingsdag sê die Here vir my, hierdie res van hierdie week, wat jy vanoggend begin het, is ek by jou. Matteus 28 vers 20 het Jesus vir die disippels gesê, ek is met julle al die dae, tot aan die volending van die wêreld. Psalm 68 vers 20 is 'n wonderlike vers vir my. Dag na dag dra hy ons. Dag na dag dra hy ons. Wat wil ek meer hê, is dit. Maar dan moet ek nog iets hoor. Hierdie ongelooflike genade wat ek ontvang het, maak my 'n ander mens. Wat ook genade uitdeel. Wat ook nie veroordeling uitdeel nie. Wat nie verwerping uitdeel nie. Wat wonde salf en wat liefde uitdeel. Want kyk die tweede woord, die liefde van God. In 1 Johannes 4 vers 16 staan daar, want God is liefde. Hy het nie net liefde nie,
Hy is liefde. Hy is die grote God. Ons het daarvan gesing in die begin van die erediens. Hy is die grote God wat oor alles regeer, alles geskep het. Maar hy is tegelijkertijd ons Vader. Wat bewoe is, hoor dit 'n bietjie, wat bewoe is oor die stikkendheid, die gebrokenheid, die hartseer van hierdie wêreld. Saam met ons skud hy sy kop oor alles wat verkeerd is. Maar wil hy saam met ons stap. Sy liefde eindig nooit. Want, Johannes 3 vers 16, wat ons baie goed ken, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Kom ek sluit af met die laaste woord, die gemeenskap van die Heilige Gees. Let op, het gaan nie in die eerste plek oor gemeenskap met die Heilige Gees nie, maar gemeenskap van. Wat is die verskil? Dis nie net 'n gemeenskap wat ek met die Heilige Gees het, asof hy iemand anders is as die Seun en die Vader nie. Hy is die een wat die gemeenskap skep, wat ons aan God vasmaak, wat ons aan mekaar vasmaak. Hy is die een wat die band lê tussen ons en God. Hy is die een wat in my hart die geloof wek, sodat ek op my knieë kan gaan en sê, ek glo in Jesus Christus as die Here. Gemeenskap van die Heilige Gees beteken weer 'n keer, nie een oomblik van hierdie nuwe week is ek alleen nie. Al die pad is God by my. Al is ek in my werk baie besig en ek moet my werk doen en ek moet dit as Christen so goed doen as moontlik, is hy nog altyd maar net by my. En as ek in die hospitaal is, of by 'n graf staan, of bekommerd is, dan hoor ek die stem wat sê, ek is by jou, en ek los jou nooit. Kom ons, vat dit vir onsself, jaag die twyfel by die deure uit, en uit ons harte uit. Die Here leef, en hy regeer, en hy is ons Here. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle almal wees. Amen. Here, ons het nie woorde om vir U dankie te sê nie. Ons kan maar net laag by U buig en dit vir onsself neem wat U vir ons gee. Help ons, Here, om in hierdie week, wat ook al oor ons pad kom, daaraan vas te hou. U is by ons en U los ons nooit. Amen. Ons dien die Here met ons offergawe.